Daar's nogal 'n klomp ouens wat vir my vra, Wynand, watter Bybel moet ek gebruik? Ek het 'n klompie Bybels en ek weet nie watter om te gebruik nie. Wat een is die regte Bybel? Wat een is die beste vertaling? So ek gedink ek wil gou-gou so 'n bietjie daaroor gesels. Ek het nou 'n klomp al my Bybels hier afgehaal. Kom ons begin by die Bybel wat die meeste gebruik word, is die 1983 vertaling van die Afrikaanse Bybel. Die meeste mense het hom. Hierdie een het ek gekry in 1983. Van my pa en my ma, nog voorgeteken daar. Baie spesiaal, en julle kan sien, hy's uitmekaar uitgelees. Efesiërs bestaan amper nie eens meer in hy's daarom nog daar, maar hy's uitmekaar uitgelees, onderstreep, prentjies geteken, goed bygeskryf. As ek vinnig na 'n vers soek, gaan ek terug na hierdie Bybel toe, want ek weet waar hy staan. En dis amper soos amper 'n go-to Bible vir my. As ek vinnig iets soek, hier is hy. Hy het baie inligting van baie jare. Maar ek gebruik hom nie meer nie. Hy staan op my rak. En daar's 'n rede. Ek het hom op 'n stadium gebruik tot hy so uitmekaar uitgeval het, en toe het ek vir my 'n ander ene gekry. En nou begin hy ook al, sy Efesiërs is ook nou al uit. Kyk hierso. Ek het so 15 jaar gelede seker met hierdie ene begin. Ook baie geskryf, seker, ek het hom gekry toe ek met 'n nuwe journey begin het in my lewe. En vir baie jare, ek dink is 20 jaar, wat ek hom gebruik het nou al. Ook baie onderstreep en baie inligting in. Hy is langs my lesenaar, en ek gebruik hom nogal, dit redelik baie, as ek gou-gou iets wat wil vergelyk. Die Bybel wat ek nou onlangs begin gebruik, eintlik met my verjaardag, want ek het hom as 'n geskenk gekry, is die 2020 vertaling. Ek het die Nuwe Testament gehad, so 'n klein Bybeltjie, en ek het hom baie geniet. Ek het hom gekry voordat die hele Bybel klaar was. En toe hy nou heeltemal klaar is, toe kry ek hierdie ene, wat vir my 'n baie goeie Bybel is, 'n goeie vertaling. Hoekom sê ek so? Die 83 vertaling, die een wat ek nou net vir julle gewys het, is baie gemaklik vertaal, sodat jy maklik kan lees. Maar daar is baie diepte. As jy diepte Bybelstudie wil doen en regtig betekenis van woorde wil kry, gaan daai nie vir jou werk nie. Vir lekker lees, yes, hy gaan fantasties werk. Hierdie ene is 'n kombinasie eintlik van die twee. Hy lees ook lekker, maar hy gaan terug na die 33 vertaling toe, wat baie meer 'n eksakte vertaling was. En dan natuurlik van al die goeders wat bygekom het, nou nie bygekom het nie, maar ontdekkings wat hulle gemaak het in die tussentyd, wat sekere tekste bevestig, is mooi ingesluit by hierdie Bybel. Woorde wat op 'n ander manier gebruik is dalk, dis nie ekstra tekste wat bygekom het nie, maar net woorde wat dalk op 'n ander manier gebruik word, want daar was 'n bietjie meer navorsing in die tussentyd. So ek hou van hom, ek gebruik hom as ek teach, ek gebruik hom in die kerk, ek gebruik hom, hy's reg voor my altyd. So dit is my nuwe Bybel, en ek vind myself nog nie met hom nie, maar dis okay, want ek weet nou al uit ondervinding, die eerste keer toe ek my ou Bybel gebruik het in 1983, het ek nie geweet watter kant toe om te gaan nie, waarom te lees nie. Ek het heeltyd gesoek na wat staan waar, en mettertyd, dit is 'n nuwe journey wat begin het. Ek het Weermag gedoen, 85 begin studeer, so dit was my studiebybel op universiteit. Dit was 'n nuwe journey, en ek moes met hom groei. Nou is ek weer met 'n nuwe journey besig. Ek het 'n nuwe ding begin in hierdie jaar. 2025 is vir my 'n deurslagjaar, wat 'n klomp goeders betref. So, daar's 'n nuwe journey, en dis 'n nuwe Bybel. Kan ek dit aanbeveel vir jou? As jy nie weet watter Bybel om te gebruik nie, en jy sukkel nou, kry vir jou 'n Bybel wat jy gaan aan commit vir die volgende 20-25 jaar. Wat jy sê, goed, ek begin nou met 'n journey saam met die Here. Ek begin saam met hom stap, ek gaan leer. Maar ek gaan 'n Bybel, en dit kan 'n Engelse, Afrikaanse een wees. Vir my is dit net lekker, gemaklik in Afrikaans, en ek geniet hom. So, daar's nou 'n nuwe, hier's nog nie 'n streepie, nee, daar is nou, van verlede week af, het ek begin streepies trek. Ek het hom, soos daarso,
Ek het hom mooi skoon gehou vir 'n paar maande, maar nou kom die punt wat ek begin streepies trek en begin ietsie byskryf. So dit is so half, ek wil hom nog so 'n bietjie amper heilig hou aan die een kant. Ek wil hom mooi hou. Maar nou begin dit my Bybel wees. Goed, dis nou net gemaklike Afrikaans leesbybels. Kom ek noem gou hierdie ene. Hierdie is die apokriewe. Jy kan nou sien, hy's deur 'n klompie hande, hy is al uitgeleen 'n paar kere. Apokriewe, die Ou Testament en Nuwe Testament apokriewe Bybel. Dis al die boeke wat nie in die kanon ingesluit is nie. As julle nou die disipelskool of die Bybelskool later doen, dan gaan julle sien, daar's 'n klomp boeke wat ekstra by is, wat geskryf is, maar wat nie ingevoeg is in die kanon nie. En dis die boeke wat gesag dra, wat die boodskap daarvan bewys is as waar volgens kriteria wat amper 2000 jaar gelede. Dis al die boeke, baie interessant om te lees, baie moeilik om te lees. Want dis 'n totale ander styl. Mens kan nogal agterkom, die styl is nie altyd lekker nie. My Bybels wat ek gebruik vir taalkunde studie. Hier is my Hebreëse Bybel, my Griekse Bybel, en dan hier agter my het ek al my Hebreëus-Griekse woordeboeke, verklarende boeke, soos hierdie, hy gaan met elke woordjie, daar's woordeboeke vir Grieks en Hebreëus. Maar hier's 'n klompie boeke wat vir my help met my taalkundige studie. En dit doen ek baie. Dit doen ek omtrent elke dag. Ek het op 'n stadium dit elke dag gedoen, om 'n stukkie Grieks of Hebreëus te vat en te vertaal en daarmee te werk. Ek kry dit nie meer aldag reg nie, maar as ek 'n boodskap gee, as ek 'n teaching doen by 'n disipelskool, kan jy daarvan oortuig wees, daar was ten minste een keer wat ek kom kyk het na Griekse woorde of Hebreëse woorde, want daar's so 'n rykdom daarin. Wat vir my oulik is van hierdie Bybel, dis 'n Engelse Bybel, en die naam is The Scriptures, baie moeilik om te kry. Ek het hom eintlik gekry by iemand wat hom uitgegooi het. Ek kan nie eers meer onthou wie nie, maar iemand het hom uitgegooi en dit het toe nou by my geland. Wat oulik is van hom, is, ek gaan nou vir julle 'n fotootjie wys daarvan. Hy gebruik God se name, soos in Yahweh, die naam Yahweh, skryf hy in die Hebreëus in hierdie Bybel. So jy kan dadelik sien Yahweh, dis waar dit staan. Hy gebruik die oorspronklike Hebreëse skryf alfabet daarvoor. So hulle Yeshua, dit is ook in Hebreëus geskryf, Yeshua. Dit het veroorsaak, die sleg daarvan, het veroorsaak dat baie mense gesê het, maar jy mag nie name anderster uitspreek as Hebreëus nie. Dit is nie Jesus nie, dit is Yeshua, en hulle maak 'n wet daarvan. Dit is hartseer as dit gebeur, en dit is nie die bedoeling van die Bybel nie, maar dit gee vir jou 'n baie mooi agtergrond van hoe die name uitgespreek is, en wat veral in die Ou Testament, as daar staan Here, Here in Afrikaans, sal hy sê Yahweh Elohim, en hy gaan dit vir jou mooi wys watter name vir God word op sekere plekke gebruik. Baie oulik. Goed, klompie ander Bybels. Een boek Bybel wat ek by my pa geërf het, is die Millennium Bybel. Hy het dit gebruik op 'n stadium toe hy Bybelskool gedoen het. Maar die Millennium Bybel is 'n redelike gemaklike uitgawe, maar hy het baie ekstra goedjies by, wat help vir Bybelstudie. En as jy navorsing wil doen oor wat staan daar regtig, dit help nogal. Ek het hierdie Bybel by my neef gekry toe ek nog op Stellenbosch was. The Open Bible, the New American Standard Version, wat vir my 'n baie oulike vertaling is. Engels, nie swaar Engels nie, maar 'n baie goeie Engels en 'n baie goeie gebruik van oorspronklike skrif. Ek is baie mal oor hom, ek gebruik hom geweldig baie. So die Open Bible, ek weet nie, ek dink nie jy kry dit nie, maar as jy 'n New American Standard Bible Version kry, is dit 'n baie goeie, gemaklike Engels, wat nogal redelik mooi die oorspronklike het. Bible for Spirit-filled Bible, dis 'n New King James Version, wat ek het. Hy is ook opgelees, jy kan sien, hy is opgelees. Ek het hom verskriklik baie gebruik tydens my studies, veral vanaf
die 1989 toe ek YWAM gedoen het. Ek dink ek het hom min of meer in daai tyd gekry ook. Beide van hierdie Bybels het ek min of meer in daai tyd gekry, vir my wêrelde oopgemaak om op 'n ander manier die Bybel te lees. So hierdie Bybel, wow, ek het hier's baie geskryf en baie inligting in. Hy lees 'n bietjie swaarder, maar hy lees nie so swaar soos die oorspronklike King James nie. Daardie is baie swaar Engels. Hierdie is baie makliker geskryf. Lekker studiestukke in die onderkant baie goedjies geskryf, wat verwysings gee, verwysings na ander skrifgedeelte. Dit het ek baie gebruik vir my eie persoonlike Bybelstudie. Goed, Amplified Bible, dis baie oulik. As enige iemand Amplified Bible kan gebruik of het gebruik hom, hy vat elke woord in Grieks en dan omskryf hy hom. Dit is so moeilik om 'n woord in Grieks te vat en om te vertaal met een woord in Afrikaans. Dis regtig moeilik, ouens. En hy vat woorde of frases en dan omskryf hy die betekenis van die hele woord. So hy lees baie keer moeilik, want dit is nie vloeiend nie. Hy vat 'n woord en dan sit 'n hele sin om een woord te verduidelik. Hy sit dit tussen hakies, en dan gaan hy aan met die res van die sin. Vir goeie Bybelstudie, dis die een om te hê. Ek is nogal baie sterk daarvan oortuig, dis die een om te hê. As jy 'n live application, hier is die NIV. NIV is nie, dis vergelyk met die 1983 Afrikaanse vertaling, NIV. Lekker Engels, lekker lees Bybel. So vir maklik lees, NIV, as jy 'n Engelse Bybel soek. Live application is ook 'n ene wat baie goed ondergeskryf staan. Verwysings het in die kante, verwysings na ander skrifgedeeltes, riglyne oor geestelike lewe, sommer net interessanthede wat tussenin ingesit is. So vir interessante lees, dis 'n lekker Bybel vir interessante lees. En dan so ook, as jy dit in Afrikaans soek, hier is die boodskap, hy is ook al 'n bietjie lekker uitmekaar uitgelees. Dis 'n baie gemak, dis soos die 1983 vertaling, maar hy's nog gemakliker geskryf. Hy sal byvoorbeeld praat van, in plaas van die koninkryk van God, sal hy praat van die Here se nuwe ryk, se nuwe, die nuwe wêreld wat hy skep. Dit klink net 'n bietjie anders, dit val lekker vars op die oor, so dit is ook lekker om dit te gebruik, as jy hom wil kry. Nou, watter een van almal sal ek aanbeveel? Ek kan nie net een aanbeveel nie. Vir my, die middeweg Bybel is vir my nog steeds hierdie 2020 Afrikaanse Bybel. Dis 'n goeie middeweg Bybel. Ek kan met hom Bybelstudie doen, ek kan met hom gemaklik lees. Daar is 'n bietjie verwysings en ekstra goedjies, maar nie baie nie. As ek moet nog een Bybel kies uit almal wat ek saam met hom gebruik, sal ek 10-1 die Open Bible, die American Standard Version, saam met hom gebruik. As ek net een mag kies. As ek nog mag kies, sal ek definitief die Amplified ook byvat. Hierdie 3 Bybels is die Bybels wat ek die meeste van almal gebruik. Daarmee saam, hier kan julle sien, hier is agtergrondstudie, die handboek by die Bybel, godsdienste van die wêreld, die geskiedenis van die Christendom. Hierdie goed help my om 'n bietjie meer agter die kap van die Bybel te kom van sekere inligting wat in die Bybel staan, wat ons nie altyd mooi verstaan nie, die milieu, die kultuur. So sulke tipe boeke is baie oulik om dit agter te kom. Nou, ons doen ook op sommer net woordeboeke, hierdie kant het ek nou gewys. Goed, nou goed, kom ons kom nou by, jy gaan 10-1 twee goed wil doen. Jy wil tyd saam met die Here spandeer. En as mense wat sê, weet jy, ek het nou gekies vir een Bybel, hier het ek nou die een Bybel, maar nou is ek heeltyd bekommerd. Mis ek nie iets, as ek nou hierdie Bybel lees, gaan ek nie iets mis wat in die ander Bybel geskryf staan nie. Ek wil nou tyd saam met die Here spandeer. Mense, hier is die belangrike ding. Vat jou Bybel wat jy gekies het, en dan gaan maak jy tyd saam met die Here.
En al is dit op 'n stukkie teks of verskillende tekste, en al gaan dit vir jou vir 2-3 weke vat wat jy niks by die Here hoor nie, wat jy net lees en lees en lees, totdat die Heilige Gees in jou binneste begin praat. En vanuit sy logos, sy geskrewe woorde, dat daar iets in jou binneste loskom van sy rema woord, sy lewende woord, wat hy met jou praat. Dis die belangrikste ding. As jy dit kan leer, dan hoef jy nie heeltyd tussen Bybels te gaan rondhardloop en soek, maar wat sê hierdie ene en wat sê daai ene nie, want dan het jy self by die Here gehoor. Die Here wil met elkeen van ons praat. Hy wil. En hy het vir ons sy woord gegee, maar die woord is 'n gevaarlike woord. Jy het meer inligting nodig, agtergrondinligting. Jy het iemand wat 'n skrifkundige is om vir jou sekere goeders uit te lê. Kry vir jou iemand wat vir jou kan help, of 'n paar mense wat jou kan help om skrif uit te lê. Kry vir jou soos wat dit gebeur het met Samuel. Hy het nog die Here geken nie, en die woord was nog nie geopenbaar in hom nie, oopgemaak nie. Wanneer jy tyd saam met die Here spandeer, leer jy hom ken, persoonlik. En dan kom daar 'n tyd wat hy sy woord vir jou openbaar. Jy sien, dit gaan altyd eers oor verhouding. Altyd. As dit gaan oor die woord, gaan dit eers oor verhouding. Hy wil eers hê dat ons moet mekaar lief hê en groei in mekaar in. En as dit begin gebeur, dan gaan hy met jou begin praat oor dit wat hy wil hê jy moet doen. En hoe jy jou lewe moet inrig, en watter keuses jy moet maak. En ons wil altyd eerste aan die ander kant gaan inspreek. Ek wil die Bybel lees, want ek moet weet, wat moet ek volgende doen? Watter keuse moet ek maak? As jy dit gaan doen met die Bybel, gaan jy hom heeltemal misbruik, heeltemal. Die bedoeling van die Bybel is verhouding. Vanuit verhouding begin dit dat die Here met sy Gees met jou praat. Dis hoekom ek het die eerste paar maande het ek net in die Nuwe Bybel gelees, sonder om aantekeninge te maak, sonder om goedjies by te skryf. Ek wil eers my voete vind weer in my verhouding met die Here vanuit hierdie Bybel. En nou kom die punt dat ek iets begin hoor, en dan onderstreep ek dit. So dit vat tyd. Moenie haastig wees nie. Moenie probeer dink ek moet my Bybel gaan koop en vir die volgende binne die volgende dag gaan ek al die antwoorde begin kry nie. Dis nie die bedoeling. Goed, daar begin die honde lawaai. Ek hoop julle het 'n bietjie iets gesnap van verskillende Bybels. Maak 'n commitment aan 'n Bybel. Of toets vir jouself 2 of 3 Bybels vir 'n tyd, en dan gaan jy. Ek vir 'n laaste, as ek sê ek doen Bybelstudie, lees vat ek net een. Bybelstudie vat ek 2 of 3 saam, en dan begin ek verskillende tekste lees, en dan begin ek 'n bietjie dieper verstaan wat sekere woorde betref. Maar verhouding bou met die Here, baie keer, net een. Somtyds in die week sal ek my Engelse Bybel uithaal en buite gaan sit, en sommer net tyd saam met die Here spandeer met my Engelse Bybel. Dit is iets tussen jou en die Here, dit is nie iets wat iemand vir jou kan aanbeveel nie. Goed, ek hoop dit maak vir julle 'n wêreld oop. Lekker dag vir julle.